Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met 'n reeks getiteld Jou Identiteit in Christus en vandag is episode 42 van hierdie reeks. En ek het gister net weer 'n bietjie 'n draai gaan maak by hoekom hierdie reeks vir my so na in die hart is. En hoekom ek glo dit vir Jesus belangrik is dat ek hieroor met julle deel uit sy woord uit. Vir my en jou om ons nuwe identiteit in Christus te snap is kardinaal. Dis krities belangrik dat ons presies sal weet wie ons is. As jy nie weet wie jy is nie, gaan die wêreld en die vyand jou rondgooi soos 'n kookbotteltjie in die see. Maar as jy weet wie jy in Jesus is, sal niks of niemand jou kan rondskuif nie. Jou omstandighede sal nie eendag kan maak dat jy goed voel en die volgende dag maak dat jy depressief voel nie. Want jy weet wie jy is in Christus. Jou omstandighede sal nie bepaal hoe jy voel nie, want dis nie waar jy jou identiteit kry nie. Jou identiteit is in Christus, wat glad nie rondgeskuif kan word nie. Maar ek wil vandag teruggaan na 'n punt wat ek vroeër die week begin maak het. En dis dat God wil hê dat ons in sy rus moet ingaan. Hebreërs 4 vers 11 sê, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. Die woord van God sê, ons moet 'n effort insit om sy rus in te gaan. En hierdie rus het niks met die lewe na die dood te doen nie. Dis 'n rus wat ons nou, vandag kan ervaar. En is ook nie 'n rus van ons normale elke dag werk nie. Ek bedoel nie die rus van gaan lê op die bed en slaap en lui wees nie. Nee, dis die rus van probeer om vir jouself te voorsien en God toe te laat om vir jou te voorsien. En ek praat nie net van geld nie. God wil in alles in jou lewe voorsien. Van jou geregtigheid voor hom wat bereik is deur Jesus, tot by jou gesondheid en genesing en finansies en alles tussenin. As ons teruggaan na die begin toe, daar in die tuin van Eden, sien ons dat God alles geskep het wat ons as mens ooit sou nodig hê. En toe het hy Adam daarin geplaas. Daar was alles, maar alles wat Adam en Eva ooit sou kon droom om nodig te hê. Hulle het absoluut geen tekort van enigiets gehad nie. En dit was God se hart vir die mens. En dis vandag nog steeds sy hart vir ons. God het gerus nadat hy alles geskep het. En hy die mens laat lewe in daai rus. Wanneer het Adam en Eva gesondig? En dit was nie die maandag of die dinsdag of die woensdag nie. Maar hulle het gesondig in God se rus. In sy voorsiening. Terwyl God besig was om in elke moontlike behoefte te voorsien waarvan hulle kon droom, kies hulle om die leuen van die vyand te glo dat God besig was om iets van hulle te weerhou. En hulle strek hulle self uit na die boom van die kennis van goed en kwaad om vir hulle self te voorsien. En ons ken die rampspoedige gevolge van daai eerste selfvoorsiening. Maar van toe af was dit deel van God se plan om ons terug te herstel in sy rus waar hy voorsien. En sy rus is nie die 7de dag of die Sabbat nie. Die instelling van die Sabbat was soos alles in die wet slegs 'n tipe en 'n skadu van Jesus. Jesus is ons finale Sabbat. As ons in die volheid van die Sabbat wil leef, moet ons nie 'n dag eerbiedig nie. Om handjies gevou op 'n Saterdag of op 'n Sondag te sit en niks doen nie, is nie die Nuwe Testamentiese Sabbat nie. En ek weet hierdie krap 'n klompie godsdienstige hare die mekaar, maar dis oukei. Want godsdiens kan jy nie vrymaak nie. Net die waarheid kan jou vrymaak. Ons het vroeër die week gesien in Markus 14:62 dat Jesus vir die hoëpriester gesê het dat hulle hom sal sien sit aan die regterhand van God. So Jesus sit reeds. Hy rus ook reeds en sy werk om ons te verlos, te genees, te regverdig en om ons voorspoedig te maak, gees, siel en liggaam, die hele mens, daai werk is reeds afgehandel. Maar dan kom Paulus, onder inspirasie van die Heilige Gees, en hy sê in Efesiërs 2 vers 6, dat ons ook in die hemele saam met Jesus sit. Wow. Ek lees vir ons van vers 4 af. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde waarmee hy ons lief gehad het,
ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. En saam laat sit in hemele in Christus Jesus. Dis duidelik dat hy hier van ons gees praat, want my liggaam is pretty much nog hier op aarde in Kempton Park. Maar volgens hierdie skrif is my wedergebore gees reeds in die hemele in Christus Jesus. My gees rus reeds. En ons sien in vers 4 dat dit God is wat dit vir ons gedoen het uit sy liefde. Nou hier is 'n paar goedjies wat ons hieruit moet verstaan. En die nommer 1 ding vir my is dat ek totale rus kan hê dat ek wel voor God 100% geregverdig is in Jesus. Hoe weet ek dit? Wel, dit sal onmoontlik wees vir my om met sonde in die hemel in te gaan en langs God te sit. As ek enige vorm van sonde, selfs in die geringste, aan my sou gehad het, so ek glad nie in sy teenwoordigheid kon bly voortbestaan het. En hier is die tweede ding wat ek saam met dit besef. Jesus se betaling vir my was genoeg. Ek is vlekloos, regverdig en heilig, totaal en al, as gevolg van dit wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het en deur sy opstanding bereik het. En die derde ding wat ek ook dan saam met hierdie twee kan besef, is ek kan nou maar ophou om te probeer om God te beïndruk. Ek kan rus van my werk om God te probeer tevrede stel. Omdat ek en jy ons geloof in Jesus geplaas het, is ons Abba Vader reeds tevrede met ons. Geliefde disipel van Jesus, die werk is voltooi. Die werk is volbring. Alles wat gedoen moes word, is gedoen deur ons Here Jesus. En die oomblik wanneer jy jou vertroue, jou geloof in sy voltooide werk plaas, is jou werk ook voltooi en kan jy rus. En ek besef hierdie is vir party moeiliker as vir ander as gevolg van hoe ons tradisioneel geleer is. Want daarom sê die woord, beywer julle om in hierdie rus in te gaan. Want dit gaan nie van self gebeur nie. Ek en jy moet daarvoor glo. Ons moet 'n daadwerklike effort insit om die skrif te ondersoek en om te weet wat die waarheid is. En dan moet ons 'n keuse maak om daai waarheid te glo. Ek wil jou aanmoedig, Jesus het reeds die volmaakte werk gedoen. Kan ek en jy dit glo? Here Jesus, baie dankie vir u woord. En ek besef, Here, soos wat ek in my boodskap gesê het, dat vir party is dit moeiliker as vir ander om te let go. Om te laat gaan van hierdie effort wat ons insit om u te probeer beïndruk, om reg te leef voor u, sodat u tevrede sal wees met ons. Ek wil saam met hulle in geloof vandag hande vat en sê, Here, we let go van ons effort om u te beïndruk. Ons gaan 'n effort insit om te weet wat u woord sê en om dit te glo. En om dan te rus in dit wat u gedoen het. Dat dit wat u gedoen het was genoeg. Absoluut, totaal en al genoeg. En ek kies om daarin te rus. Heilige Gees, sal u vandag kom en hierdie woord net in ons lewendig maak. En vir ons die openbaring bring wat ons nodig het om dit te kan glo. In Jesus naam. Amen. As jy dalk meer oor ons bediening wil uitvind of met ons wil kontak maak, kan jy gerus na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za. Ons het ook 'n YouTube kanaal met die naam van In Jesus Ministry en ons het 'n podcast onder die In Jesus Bybelstudie en daar is jy welkom om ook van ons vorige boodskappe te kry. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.